Dankie, jy het die link geklik. Nou, ons praat oor jou hart. En daar's 'n paar voorbeelde in die Bybel van mense wat se hart verkeerd gegaan het. 'n Goeie voorbeeld is die storie van Kain en Abel. Ons lees dit hier in Genesis 4, waar Kain en Abel gebore is en Abel het vee geboer en Kain het in die land gewerk. En dan sê die Bybel dat Kain het aan die Here 'n offer gebring van sy opbrengs, maar Abel het van die eersteling en van die beste het hy vir die Here gegee. En dan kom die Here en hy aanvaar Abel se offer. En dan raak Kain baie kwaad en hy raak depressief, 'n lang gesig. Dan kom praat die Here met hom en sê, waaroor is jy kwaad? Waaroor is jy het jy lang gesig? Is jy mismoedig? As jy reg doen, dan word jy mos beloon. As jy verkeerd doen, is dit verkeerd. En jy moet pas op, die sonde lê en loer. Nou moet jy verstaan, hulle is uit die tuin van Eden uit, nie dat God hulle straf nie, maar hulle beskerm hulle, dat hulle nie eet van die boom van lewe nie, dan is hulle altyd in hierdie gebroke toestand. Maar God het nog steeds 'n verhouding met hulle en God praat met Kain. Kain is nie bang vir die Here nie, hy val nie neer nie, hy skrik nie, hy ken die Here, baie duidelik ken hy die Here. Die Here praat met hom en sê, waarsku hom, die sonde lê en loer. Net daarna, dan lees ons dat hy het Abel uitgevat in die veld en toe vermoor hy hom. Eerste moordpunt vind plaas. Nou, die Bybel sê nie wat in sy hart aangegaan het, maar ons weet, daar was woede, en hy was depressief gewees, of hy het 'n lang gesig gehad. Hy was mismoedig gewees. So iets het binne in sy hart gebeur. En as jy daaraan dink, Abel het niks aan hom gedoen nie. Niks nie. Maar hy het gesien dat Abel aanvaar word, en dan gebeur daar 'n ding hier binne in sy hart. En dan waarsku die Here, pas op, die duiwel lê en loer. Dan dink ek skielik, ja, dan moet ons regtig versigtig wees. Dalk wil die duiwel ons hart hê. Dalk is die duiwel agter jou hart aan, en as hy jou hart kan vernietig, as hy 'n verkeerde ding in jou hart kan bring, dan doen jy sonde. Dan doen jy 'n verkeerde ding wat weg van God af is. Die Here waarsku jou daaroor. Dan sê ek dalk vanmôre die waarskuwing wat sê, moenie dat daar 'n verkeerde ding in jou hart gebeur nie. En dan dink ek, baie keer is dit so. Jy is ongelukkig oor iemand, of kwaad oor iemand, of jaloers oor iemand, of daar's woede. Daai persoon weet dit nie eers nie. Hy het niks in jou gedoen nie, maar hier gebeur 'n ding binne in jou hart, en jy's ongelukkig hier binne in jou hart. Dan dink ek is die duiwel, die sonde, sê hy, hurk en loer hier by jou deur. Hoekom sal die sonde dit doen? Want hy wil jou onkant vang. Dis 'n slang wat wil kom en jou onkant vang. En dan besef ek dat die duiwel wil my ook onkant vang, wil jou ook onkant vang. Wat ek in my lewe agtergekom het, sodra iets goeds gebeur, net daarna gebeur daar 'n slegte ding, wat my onkant vang. En dan is dit die duiwel wat my onkant vang, en hy steel my vreugde. Daar gebeur 'n ding binne in my hart, en ek mis dit eintlik wat God wil doen. Toe ek begin dit agterkom, en ek sê, maar, hier gebeur 'n goeie ding, die Here doen 'n wonderwerk, die Here praat met my, dan kyk ek amper, is dit nou weer wat die duiwel probeer, en dan kom ek agter, hy doen naderhand niks meer nie. En dan partykeer dan vang hy my onkant. Dan word ek betrap, onverhoeds, is ek nie op my hoede nie, en dan gebeur 'n ding in my hart. En daarom sê die Here, meer as enigiets anders dit, wees versigtig wat met jou hart aangaan, want dit wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Alles wat jy doen. So wees versigtig met jou hart aangaan. Ek voel in my hart om dit ook te sê. Moenie dink jy kan maar met 'n gedagte rondloop en is okay, ek kan dit hanteer, ek is alright, moenie worry nie, ek kan dit hanteer. Jy moet baie versigtig wees met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal alles wat jy doen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n blessing.